Liefde is 'n stille rivierstroom wat vloei deur ons woestynland. Droog die rivier weg, dan sal al die klein visie sterf. Ja, liefde is 'n stille rivierstroom. Dalk moet ek vanoggend begin om vir u te sê, welkom medeswemmers, maar mede-reisigers, vriende, broers en susters, baie welkom by ons nadenke van 1 Petrus 4. Die vorige 3 opnames, 1 Petrus 1, 2 en 3, het u dalk al gekyk, kyk gerus weer daarna, want ons reis op hierdie stadium saam deur hierdie boek van Petrus, waar ons op 'n manier ontdek wat vreemdelinge is hier op aarde, ons as reisigers, wat ook soekend is na hoop, maar wat ook hoop kan gee. In ons nadenke vandag gaan ons dan 'n paar keer na 1 Petrus 4 verwys, 'n paar tekste daarin, so dit sal goed wees as u dit ook sommer een of ander tyd 'n paar keer by jouself lees. Dit word vertel dat die besturende direkteur van 'n groot maatskappy het op 'n punt gekom wat hy iemand moet aanstel as sy opvolger. Hy het nie 'n seun of iemand gehad in sy familie wat gaan dien as 'n opvolger nie, en daarom het hy besluit, hy wil een van sy huidige werknemers aanstel. Maar vir wie kies hy dan nou? Wie sal die mens wees wat sy skoene sal vol staan? En toe maak hy die keuse, toe gee hy vir elkeen 'n saadjie. En hy sê vir hierdie mense, ek gee vir julle saadjies, party is verskillend, ander nie, maar ek gee vir julle hierdie saadjie, en julle moet hom vir 'n jaar lank, julle moet hom gaan plant, en 'n jaar lank moet julle hom versorg, die plant wat daar na vore kom. En aan die einde van die jaar, dan sal ek die keuse maak, wie my opvolger as besturende direkteur van die maatskappy sal wees. So was almal opgewonde, hulle het hulle saadjies gaan plant, en kon sy elke dag versorg, en met kompos in potte gesit, en dan kom hulle met foto's op selfone van hoe die plant groei, en dan wys hulle vir mekaar, en hulle vertel hoe die plant groei, en hierdie een dink dis hierdie plant, en dis die ander een dink weer dis hierdie blom wat besig is om te ontwikkel. Maar daar was een werknemer wat sy saadjie geplant het, maar niks gebeur nie. Hy het later aan gegaan na 'n kwekery toe en gedink, maar hulle gesê, hy moet hierdie saadjie, dit moet groei, en hulle het vir hom 'n middel gegee met kunsmis wat hy kan oor die plant gooi, of oor die saadjie gooi, waar hy geplant in die pot, om te kyk of die saadjie nie wil ontkiem nie, maar niks gebeur nie. En almal by die werk vertel net hoe wonderlik hulle saadjies groei, en hoe wonderlik hulle plante groot word, en hulle sien so uit om die volgende besturende direkteur van die maatskappy te wees. Helaas, aan die einde van die jaar, toe sê die huidige besturende direkteur, die MD, soos wat baie mense praat van die maatskappy, sê toe, bring vir ons môre julle plante, en almal kom met hulle potte, plante daar aan, dis groot, dis kleintjies, dis blomplantjies, dis al wat 'n plantjie is waarmee hulle daar aankom. En hier kom hierdie man aan met 'n leë pot, en daar's niks in nie, net die grond. En almal lag toe maar so onderlangs vir hom, want hy dan nou nie eens 'n plantjie nie, en hoe gaan hy nou enigstens kwalifiseer vir hierdie pos? En hulle daar in die raadsaal by mekaar gekom, en aanvanklik het die huidige besturende direkteur vir hulle geluk gewens, gesê, maar dankie vir die versorging van die plante, en dankie dat hulle so mooi gekyk het deur die jaar daarna, en elkeen kan nou 'n kansie kry om dit te wys, en dalk ietsie te vertel, en so vertel elkeen ietsie nou van dit wat hy gedoen het deur die jaar, en hoe hy water gegee het, en kunsmis, en kos gegee het vir die plantjie. En toe hulle by hierdie man kom met niks in die pot, toe sê hy, meneer, ek het niks om te wys hier, want ek het als probeer, en ek het gegaan na mense om raad te gee, maar ek het water gegee, ek het vars grond gegee, ek het dit 2-3 keer oorgeplant, maar die saadjie wou net nie ontkiem nie, dit wou net nie groei nie. En toe moet die besturende direkteur die keuse maak, en toe sê hy, die persoon wat hy aanwys, is daardie persoon met die leë pot. Almal is natuurlik toe kwaad, en hoe kan hulle so, want kyk hoe mooi en pragtig lyk hulle plantjies wat hulle versorg het. En toe sê die besturende direkteur vir hulle, weet julle wat,
Ek het vooraf met 'n kenner dit getoets. En ons het al die saadjies wat ons vir julle gegee het ons vooraf eers gekook vir 'n lang tyd in warm water, sodat dit nie kan ontkiem nie. Daar's nie 'n manier dit sou ontkiem nie. En ek het julle getoets aan julle eerlikheid. En dis al persoon wat eerlik genoeg was om nie iets anders in hulle pot te plant as die saadjie wat ek vir hulle gegee het nie. Dis al persoon wat gehou het by dit wat ek vir hom gegee het. En daarom is hy my opvolger. Vriende, ons sien dit baie keer in ons lewe. Ons sien dit baie keer in ons skole, in kerke en 'n gemeenskap, dat mense meegesleer word met mag. Mense word meegesleer met iets wat hulle graag wil hê. En almal doen dit, daarom doen ons dit ook. Ons kan nie dat hierdie kans verbygaan nie. Ons kan nie dat hierdie geleentheid ons mis nie. Ons moet alles doen in ons vermoë om dit te laat werk. En dan kom dit soos 'n dag soos vandag. Dan staan ons hier by die pragtige natuurtoneel hier in Wellington, met die rivierstroom wat hier rondom ons kabbel. En dan voel dit soos 'n stroom water wat soms mense meesleer. En sê, het ons dan regtig so swak geword as Christene, dat ons so meegesleer word met die alledaagse, met die wêreldse dinge, met die soeke na dit wat ons wil hê, dat ons nie meer doen wat die Here wil hê nie. Dis so 'n vraag, maar met hoop ook aan die einde, wat 1 Petrus 4 vra. Christus vereenselwig hom van die begin af. 1 Petrus 4 vers 1 sê, omdat Christus dan liggaamlik gelei het, moet julle ook met die gedagte wapen, dat wie liggaamlik gelei het, met die sonde afgereken het. Vir die res van sy aardse bestaan word sy lewe nie meer beheers deur menslike begeertes nie, maar deur die wil van God. En dan vers 4. Nou vind die heidene dit vreemd dat julle nie langer met hierdie stroom van losbandigheid saamgaan nie, en hulle beswadder julle. Hierdie stroom wat soms oor ons land of in 'n gemeenskap stroom wat mense sê, ag ons doen dit maar almal. Ons kan nie, om te oorleef moet jy maar almal doen. Almal gaan maar saam met die stroom. En nou is hierdie oproep wat Christus sê maar in 1 Petrus 4. Maar weet jy, ek kan my vereenselwig, ek weet waarvan julle praat, daar in Klein-Asië, julle wat nou in Klein-Asië is, julle wat nou onderdruk word, julle wat verspreid is in klein groepies, julle wat oral dit swaar kry om standvastig te bly, julle wat in die vorige hoofstuk wat ons gehoor het, wat opgeroep word om anders te leef. Ek wil vir julle sê, hierdie stroom wat oor julle spoel, en hierdie stroom van losbandigheid, dinge wat dalk verkeerd is, dinge wat sleg is, wat mense oor julle wil hardloop, of wat emosioneel, fisies, polities van aard is, dit maak nie saakie. Moenie dat hierdie stroom julle meesleer. Het jy al probeer om in 'n stroom water van vooraf stroom op te loop? Ek weet die betekenis het baie keer in ons Afrikaanse taal, as jy sê, iemand is mos weer stroom op, dan bedoel ons baie keer, maar die persoon is dwars, die persoon het altyd 'n ander siening en wil nie saam met ons stem nie. Maar op 'n manier is dit eintlik wat Petrus hier ook vir die mense in Klein-Asië sê. Hy sê, soms moet julle maar 'n bietjie stroom op wees. Julle hoef nie so saam te gaan met alles wat hulle doen. Hy sê, mense leef vir hulle self. Hulle doen alles net wat hulle self van oortuig is. Die omstandighede wat mense gaan sê, maar moenie anders wees nie. Gaan maar saam met die stroom. En nou kom Petrus sê, maar julle kan soms kan julle 'n bietjie stroom op wees, in 'n positiewe sin. Julle word eintlik opgeroep om stroom op te wees. Laat julle nie meegesleer word, en laat julle nie saamgevat word met mense wat op die einde geen hoop het nie. Mense wat op 'n punt gaan uitkom in hulle lewe, wat hulle ook maar gaan voel, so wat het ons van alles wat ons gedoen het? Het jy al gedink, 'n dooie vis wat dryf in 'n rivierstroom, dit dryf maar net saam. Maar 'n vis wat lewe,
die stroom op, die beproef sy krag en dit gebruik ook sy krag. Daardie vis kom reeds op stroom op te swem, op soek na kos, op soek na plekke waar hy 'n veilige vesting het. En dis in 'n positiewe sin, wat Petrus vir ons eintlik aanmoedig vandag, sê, julle kan maar soms 'n bietjie stroom op wees. Julle moet eintlik stroom op wees. Nie om dwars te wees nie, nie om julle eie wil te kry nie, nie om julle eie beeld te blaas, nie om bekend te staan in die gemeenskap van die persoon wat altyd moeilik is nie, maar ter wille van Christus. Ter wille van Christus en sy koninkryk. Ter wille daarvan dat mense ook kan sien hoe julle maak as dit swaar gaan. Hoe julle maak as dinge verkeerd loop. Hoe julle maak as julle deur lyding gekonfronteer word of deur moeilike tye gaan en moeilike seisoene gaan. Hoe swem julle dan stroom op? Hoe wys julle dan julle krag? Waar is julle krag en waar kom julle krag vandaan? En dis wat hy hier ook wil onderstreep. Gestel byvoorbeeld, u sit een aand voor die televisie en iemand kom hardloop van buite af in, of familielid of 'n vriend, sê kom, jou huis is aan die brand, jy moet hardloop, jou huis is aan die brand. Jy sê nee, weet jy, dis goed en wel, ek wil net gou hierdie episode klaar kry, dan kan ons, ek wil maar sommer, net goed, dis op 'n kritiese punt, dis nog net so 10 minute, geen net kans, dan sal ek nou kom. Daar's mos nie 'n manier ons gaan dit doen nie. Daar's 'n stuk dringendheid, wat Christus ook hier vir ons wil uitspel en sê, maar daardie selfde krag wat in Christus geleef het, die dringendheid om anders te wees. Ons kan nie meer dieselfde lewe nie, en dan doen jy dinge wat vir jou belangrik is. As daardie huis van jou in die brand is, dan gryp jy dit wat belangrik is. Jy gryp jou motorsleutels, jou Bybel, jou die dokumente, wat ook al as jy sien, hier is nou, jy moet nou so vinnig as moontlik gryp. Ek weet, ons het by kampe baie keer die speelietjie gespeel, asof dit so is, as jou huis nou in die brand, wat sal jy gryp? En dat ons baie keer die mooi antwoord gesê, jy gryp jou Bybel. Nou, dis 'n wonderlike antwoord om te gee. Mens sê baie keer so tongetjies, dis die regte sonderskool antwoord om te gee. Maar op 'n manier, deur daardie oomblik is jy so vasgevang in oorlewing en jy moet net red wat te redde is, dat jy dan graag wil net gryp wat jy op daai stadium dink belangrik is. Iets van wat Petrus ook hier skryf om te sê, weet julle, moet julle nie besig hou met al hierdie onbenullighede. Dinge wat julle van koers af wil dwing en dinge wat julle wil meesleer, wat julle eintlik wil wegdryf, soos 'n stroom julle wil afdryf, wegdryf van Christus af, moenie julle daarmee besig hou. Ook nie as dit swaar gaan met julle, ook nie as dit sleg gaan met julle nie. Moenie toelaat dat julle meegesleer word met die stroom nie. Nee, staan vas, hou vas aan Christus, swem stroom op en kom uit by dit wat belangrik is. Dan sê hy, julle moet dit doen sodat ek graag wil hê, as dit swaar gaan, dien mekaar met liefde. Dien mekaar met julle gawes. Lees daar wat staan in 1 Petrus 4 vers 7. Kom ek lees net gou vir julle 2 verse daarvan. Die einde van alles is naby, daarom moet julle selfbeheers en nugter wees, sodat julle kan bid. Bo alles moet julle mekaar hartlik lief hê, want die liefde bedek baie sondes. Wees gasvry teenoor mekaar, sonder om te kla. Sien, hy moedig ons aan, en hy sê maar, dit is wat belangrik is, kom by die dinge uit wat belangrik is, dit wat jy nou moet gryp as die huis brand, maak elke dag daarvan 'n punt, sê waarmee hou ek my besig, wat neem my tyd op, wat my meesleer, as ek aan die einde van die dag sê, weet jy, ek was maar weer deel van 'n stroom wat my meegesleer, ons ons gejaag het van punt A na punt B, ons ons vandag weer hierdie ding gedoen het, en ek weet nie of dit 'n verskil gemaak het nie. Kom uit by dit wat belangrik is, of dit soms maklik is, en of dit soms moeilik is, en nou sê Petrus, nog te meer as dit swaar gaan, nog te meer as julle onder druk is, nog te meer as dit nie 'n goeie seisoen is nie, nog te meer moet julle dan mekaar dien met liefde, ondersteun mekaar, help mekaar, dien mekaar met hierdie gawes. Hoor jy so in die agtergrond, daar die simfonieorkes wat speel, met fluitte, en tromme, en trompette, en klaviere, elkeen op hulle verskillende manier, en saam
vind is hierdie pragtige orkes. 'n Orkes bestaan nie net uit een soort instrument, of uit net een fluit, of net een trom nie. Daar's 'n verskeidenheid. En daardie orkes dra melodie oor, wat mense, die ou vertaling baie keer praat van salig vind op die oor, wat so klank los soos wat 'n waterstroom hier in ons agterkant los. Dit los 'n klank wat sê, by hierdie waters van Christus vind ek rus, maar hier vind ek ook my inspirasie, want ek besef ook, net soos wat hierdie water lewe bring, so kan dit my ook herinner dat ek soms meegesleer word, al is dit soms nie maklike tye, al is dit soms vrek moeilik om te oorleef elke dag, al is dit soms moeilik om die uitdagings vir maande in die oë te kyk, wat die geval ook al in ons land is, wat die geval in jou dorp is, wat die geval in jou gesin of jou familie is, maar die oproep is daar. God is dalk besig, ek weet nie, God is dalk besig met 'n suiweringsproses, ook in jou lewe. Hy is dalk besig soos wat ons ook ken hier in die Boland, waar hy ook vanaf ingeskakel is, maar hier in die Boland is bekend vir die wynlande en die wingerde, daardie stok wat teruggesnoei moet word, sodat dit volgende jaar weer kan vrugte dra en beter vrugte kan dra. Soms is ons in hierdie snoeiproses. Soms is die Here besig, soms is dit ander mense se doen en late wat vir ons lyk asof dit 'n snoeiproses is. Wat nie altyd maklik is nie. Maar hierdie oproep wat hy dan vra, moenie meegesleer word. Soos wat daardie klomp so graag die bestuurende direkteur se opvolger wou wees. Moenie dat eie waan en selfgerigtheid en oneerlikheid en etiese kwessies jou meesleer en sê, dis maar almal. Nee, wees jy die een vandag. Wees jy die een wat sê, ek wil graag met die hulp en die krag van die Here, al gaan dit nie maklik wees nie, maar met sy hulp gaan dit moontlik wees om dalk stroom op te wees, omdat dit sy wil is, nie my wil nie, maar omdat dit sy wil is. Vra, wat Here, waarmee is U besig in my lewe? Hoe kan ek vir ander liefde bewys? Hoe kan ek my gawes gebruik, sodat dit ook 'n verskil maak in ander mense, en dat dit die stroom word, dat dit die stroom van lewende water sal wees, dat dit 'n stroom sal wees, wat sê my, ek wil graag saam met so 'n stroom gaan, mense, kerke, gemeenskappe, wat opstaan en vir mekaar omgee, wat werklik waar uitkom agter die mure, wat wegkom agter die selfone en die skerms, sê ons reik uit na mekaar, ons sien die nood van ons tyd raak, ons hoor die krete van mense wat smag na omgee, ons hoor die orkes wat speel, liefde, liefde is 'n stille rivierstroom. 1 Petrus 4 sluit af met hierdie woorde, daarom moet die wat ly, omdat God dit wil, hulle lewe toevertrou aan die getroue Skepper en aanhou goed doen. Daarom moet die wat ly, omdat God dit wil, hulle lewe toevertrou aan die getroue Skepper en aanhou goed doen. Kom ons bid saam. Here, liefde is 'n stille rivierstroom wat vloei deur ons. 'n Sagte fluistering van die Here se genade. Dit drup deur valleie, oor berge en ook deur ons dorpe en huise. Soos lig wat elke dag oor Wellington se wingerde val. Waar harte moeg is, bring U vrede. Waar paaie donker word, wys U die weg. Soos water wat nooit ophou vloei nie, dra U liefde ons elke dag. Ja, liefde is 'n stille rivierstroom wat vloei deur ons. Van die kruis tot in elke straat van Suid-Afrika. Deur huise, kerke en kinders se lag. Sing dit van Jesus se trou.
Here, laat die liefde hier bly stroom, deur elke hart en deur elke hand, dat Wellington, dat Suid-Afrika sal weet en sal sien, U liefde maak alles nuut. Amen. Gaan lees weer 1 Petrus 4. Gaan oordink dit en vra wat die Heilige Gees ook in hierdie lydenstyd vir U en die mense rondom U wil sê. Mag dit 'n geseënde tyd wees. Tot volgende keer.